Vanoggend hoor ons, die ark is terug. Ons lees 1 Samuel 6 vers 1 tot 7 vers 1. Vir 7 maande het die Filistyne dit uitgehou met die verbondsark. Dit was van bakboord na stuurboord gestuur en oral waar dit kom, het dit net moeilikheid veroorsaak. Einde ten laaste besluit die ringkoppe van die Filistyne dat dit nie langer so kon aangaan nie. Die kundiges op die gebied van die okkulte, dis nou die waarsêers en die besweerders, se hulp word ingeroep om raad te gee. Hierdie ark moet terug na Israel toe, is hulle oorwoë mening. En dit moet natuurlik gepaard gaan met geskikte geskenke. So gesê, so gedaan. Daar word geskenke in die vorm van goue beeldjies van muise en pesswere gemaak, die dinge wat hulle so laat swaar kry het. Nie alleen het die muisplaag die pes veroorsaak nie, maar dit het ook hulle landerye opgevreet. Hierdie goue beeldjies word in 'n kussie geplaas en die ark word op 'n wa gelaai, getrek deur 2 melkkoeë. En net om doodseker te maak dat dit wel die verbondsark is wat al hulle probleme veroorsaak het, moet hierdie 2 koeë sonder 'n touleier self die rigting kies waarin hulle ook al wou loop. Die wonder is dat die koeë koers gekies het al met die groot pad langs, reguit na Israel toe, sonder om links of regs te wyk. Het hulle al bulkend met hulle kosbare wa geloop tot by Bet-Semes, waar hulle vir die eerste keer gaan staan het. Natuurlik was die Israeliete in die wolke oor hulle verbondsark wat nou weer terug was. Dadelik word die Lewiete nader geroep om die ark van die wa af te tel, natuurlik op die voorgeskrewe manier. Die 2 koeë word geslag en die wa word as brandhout gebruik om die koeë aan die Here te offer. Die verbondsark en die kussie met goue geskenke word op 'n groot klip staan gemaak waar dit uitgestal word vir almal om te kon sien. En so is die Filistyne uiteindelik ontslae van hierdie ongemaklike Turksvy. Beteken dit dat hulle nou gelowig geword het? Allermins. Vir die Filistyne was dit slegs 'n magiese handeling om uit hulle probleme te kan kom. Van heinde en ver stroom die Israeliete nou nuuskierig om te kom kyk hoe hierdie verbondsark nou eintlik lyk. Dit was 'n magnifieke goue kunswerk wat dateer uit die Moses se tyd. En bitter min mense het ooit die voorreg gehad om dit te kon sien, omdat dit altyd in die heiligdom bewaar was, weg van nuuskierige oë. As simbool van God se teenwoordigheid moes dit met die uiterste respek behandel word. En dan gebeur die ding wat almal se hare laat regop staan. 70 mans van Bet-Semes sterf skielik tragies. Almal moes besef dat dit gebeur het omdat mense sonder die nodige respek vir God na die ark kom kyk het. Bloot uit nuuskierigheid. Die inwoners van Bet-Semes besluit daar en dan dat hulle nie langer die ark kon huisves nie, en dan word dit na Kirjat Jearim geneem, waar dit vir die volgende 20 jaar sou staan onder toesig van 'n persoon wat gewy was om die ark op te pas. 'n Vreemde verhaal wat baie vrae in mense gemoed laat. Waarom? En waar was die wyse Samuel? Waarom het hy niks gedoen omtrent die saak nie? Onthou, op daai stadium was Samuel maar nog 'n jong seentjie wat taakies verrig het in die heiligdom. Niemand het enige ag geslaan op hierdie koddige knapie met sy priestermanteltjie nie.
Hy was tog immers net 'n kind. Hy moes eers 'n volwasse word voordat enige iemand na hom sou luister. Samuel was egter in die regte plek, die heiligdom, waar hy sekerlik al meer en meer van die Here geleer het. Daar kon dit nie anders nie as dat hy geestelik gegroei het, want hy was heel dag lank besig met die dinge van die Here. Dan moes 'n hegte verhouding ontstaan tussen hom en God. Deur sy werk in die heiligdom, waar hy met duisende mense te doen gekry het, wat offerandes kon bring het, moes die jong Samuel sekerlik ook 'n baie goeie mensekennis opgedoen het. Later in sy lewe sou hy hierdie vaardigheid vir hom goud werd wees. Omdat die Bybel 'n tydlose boek is, moet ek en jy vandag ook hierdie oeroue rillerverhaal baie ernstig opneem. So hard as wat die Here met die nuuskierige Israeliete van Betsemes gepraat het, so hard praat hy vandag met ons deur die verhaal. Vir die ongelowiges wat die ark bloot tot hulle eie voordeel gebruik het, was God se oordeel baie duidelik. Vir die gelowiges, oftewel die volk van God, was die boodskap egter dat jy God met respek moet behandel. En dit is juis hier waar so baie gelowiges vandag met vuur speel, omdat hulle nie die nodige respek aan die Here betoon nie. Daar word so maklik gepraat van die Here as die ou man daarbo. Al het ek 'n wonderlike intieme verhouding met die Here, respekteer ek hom steeds as die almagtige Skepper God. Om ligtelik grappies te maak oor die Here, al is hulle dan nou ook baie skoon grappies, is bloot disrespekvol. Ek raak sommer warm onder die boortjie as iemand vir my so 'n grappie oor die Here WhatsApp. Daar's genoeg ander dinge waaroor ons goeie grappies kan maak. Kom, ons gee hom vandag al die respek wat hom toekom. Kom ons bid saam. Here my God, U is heilig en baie hoog bo my verhewe. Terselfdertyd is U egter ook my liefdevolle Vader. Dankie vir U wonderlike liefde vir my. Ek eer U groote en heilige naam. Amen.